Tree is die tweede een, dan? Moedigheid. Hierdie een was laat. Onder in Bosna gereg. So ek julle gesê het, hulle bou op mekaar. Eerste besef jy jou afhanklikheid van God, jou bankrotskap. Daarna ween jy oor jou verlore toestand voor God. En dan is dit sagmoedigheid. Dit is meekness, power under control, met ander woorde om jou wil onder Godse wil te submit, so jy heers nie nie, maar God heers deur jou. En laasweek het ons honger en dors. So, excuse. Dit is twee noodsaaklikhede en wat ons mos behandel het is, ek meen, jy kan sonder kos en water gaan. Jy kan sonder water gaan, jy moet eet en jy moet hou. So, dit is hoe afhanklikheid van God moet wees. Jy moet die woord eet en jy moet die woord hou. Jy moet hom inneem. Alright. So nou is ons by Mattheus 5 vers 7, die 5de saligspreking. Gelukkig is die wat barmhartigheid bewys. Vers 6, salig is die barmhartiges en hulle belofte is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. So hierdie is nou nogal kwaai, ek dink, kom ek sit so, wat dink julle as julle dit? As jy barmhartig is, soos die barmhartig Samaritaans, hy vir 'n ander ou deernis en omgee, as jy dit aan hom wys, dan gaan iemand jou op, wanneer jy dit nodig het, gaan die Here vir jou iemand sê, jou pas. Soos Israel. Ja, ek dink ek net, soos jy kan sê, as jy iets vir iemand doen, sal dit terugkom na jou toe. Ja. Sonder om te verwag. Ok, so ek het ook dadelik, dink ek aan die barmhartige Samaritaan. So kom ons kyk. In Mattheus 5 vers 7 vind ons die 5de riglyn van 'n koninkryksleefwyse. In die tyd van Jesus se eerste koms was die geloofslewe van die mense oppervlakkig en het baie op uiterlike godsdienstige beoefeninge gekonsentreer. Dit het meegebring dat mense op die oog af gelowig en regverdig voortgekom, alhoewel hulle gedagtes en hulle harte ver van God af was. Dit was veral die geestelike voorgangers wat so selfregverdig geleef het. En hulle het alle ander mense veroordeel wat nie op dieselfde wyse al die mensgemaakte tradisies kon onderhou nie. So, wees baie op julle uitkyk vir mensgemaakte tradisies. Mense roem ook baie maklik in mensgemaakte tradisies. So wanneer jy iemand sien wat dit doen, dan moet jou hare regop staan en 'n liggie aangaan en jy sê, okay, wake up. Want ek meen, ons is hier besig met selfregverdiging. By die voorbeeld. Nou, wat se voorbeelde is mensgemaakte tradisies? Mensgemaakte tradisies. Kyk nou soos die skrifgeleerdes, as hulle bid vir mense, wat mense ook doen in vandag se tyd, as hulle vir iemand ietsie gee, het jy gehoor ek vir Koos gehelp? Ja, jy weet hoe Koos kry maar baie swaar, nee. En toe ek hom nou gehelp, maar moet nou vir niemand sê nie, nee. Maar jy weet, ek het vir nuwe tyres op sy kar gesit. Dus dan in totaal ek sommer sy kragrekening op. Om nou vir niemand sê. En nee, nou die dag, toe help ek sommer vir Sunny ook. Jy weet, Sunny se toaster het gegaan, en haar man is te sleg om 'n toaster te koop, en help ek almal met 'n toaster. So, wat sê ek eintlik vir jou? Look at me. Kyk wat ek doen. Kyk wat so goeie werke ek vir mense doen. Of, jy sal nie glo, nee. Ek kom daar so, ek sien die oues
so afgemaak. En toe bid ek vir hom. Maar jy weet, dis nie net enige gebed nie, toe ek vir hom bid. Kyk, toe gebeur. So wat sê ek vir die Here dit gedoen of roem ek in my eie gebed? Seker. Daar was seker nou nog tipe voorbeelde, maar dis maar net wat ek nou in my kop uitkom. En dit is sulke goeders wat mense sê, want dit kry hulle die hemel. Of wat hulle vir die kerk doen. Jy weet? Waar vir die kerk? Ek het die nagmaal geskink en ek broodjies gesny, presies reg. Maar aan 'n vrou kan broodjies sny, as hy dit so sny, nee, as ek kom en sê. Of jy sal nie glo ek sit daar so en ek sing so, ek bid so by myself. Daar 'n ander vrou nee, ander gesin. Sit daar aan bank nommer 4. Op weekends man. Skaam my vir sulke goeders. Jy regverdig jouself vir wat jy doen of hoe jy leef of hoe dat jy dink jou stand is voor God. Allerhande is Matteus 23:27 sê Jesus vir hierdie voorgangers: "Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, beteken skynheiliges. Want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene, doodsbene en allerhande onreinheid is. Vir die volk het hierdie leiers heilig gelyk, maar omdat God hulle harte geken het en geweet dat daar geen diepte in hulle harte was nie. Die motiewe van hulle hart was om deur mense raak gesien te word en nie om regtig voor God regverdig te wees nie. So, dis ook een van die sleutels hoe jy dit uitkyk. Wat is die motief van ons hart? Dus ek sê nie, jy moet iemand help nie. Ek sê nie, jy moet nie vir iemand bid nie. Ek sê nie, jy moet nie of van die ander goed doen nie. Ek kan dit doen, maar as jou motief suiwer is, dan gaan dit nooit wees dat die mense met wie jy dit deel of moet praat, of enigiets moet die fokus op jou plaas. Die motief van jou hart gaan nooit wees om eer te ontvang. Vir enigiets wat jy bedoel om deur mense raak gesien te word. Presies dit. So, ek sê nie, nie dit doen nie. Jy moet juist dit doen, want dit is 'n uitvloeisel van 'n koninkrykslewe. Maar dit gaan alles oor die motief van jou. So, en ons gaan nou nog daarna kyk. Alright. En dit was in die teenwoordigheid van hierdie groep mense wat 'n skyn van godsaligheid gehad het, wat Jesus uitroep en aan sy disippels sê: "Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word." Matteus 3:7-12 vermaan Johannes die Doper dieselfde groep mense met die woorde. Maar toe hy baie van die fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: "Ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by bekering pas en moenie dink om by jouself te sê ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome en elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi." So Johannes antwoord hulle sommer nogal stief hoor. Sommer ander geslag. Maar wat is die fokus hierso? Nie die ander geslag. Dis dra vrugte wat by bekering pas. Jy kan nie kom en jy leef oog heilig, maar daar's geen vrug. Jy sê jy het jou bekeer tot die Here, dan moet mense sien jy het jou bekeer tot die Here. En hulle moet nie hoor jy het jou bekeer. Want die mense het gehoor die fariseërs is bekeer. Hulle het gehoor hulle is heilig. Hulle het al hierdie goed gehoor, maar hulle lewenswyse
en dit moet weerspieël. So daarom, as ons is kinders van God, hoe lyk ons vrugte? Ek het nou die dag aangesit en dink ek, as ons nou so bootjies nou plant hierso, jy druk die saad in die grond en die saad sterf, maar jy wil daai een saadjie, wil jy 100 saadjies maak, of hoeveel ook al. So, dit gaan vir jou oor daai vrug. As ek die boontjies plant, en daar is geen saad, stroop niks, maar hulle is mooi, wat baar dit my? Niks nie. As geen net aan dit. Maar ons as mens kan nie eintlik die konsep van die landbou en die Here en hoeveel gelykenisse vertel oor land. En ek meen hier so is 'n praktiese voorbeeld. Ons plant hierdie goed want ons wil vrug hê, want dis die vrug wat jy gaan en dit voed die mense. Ek meen, as ek net presies en hoeveelheid bootjies oes as wat ek geplant het, kan jy niemand kos. Maar as daar 100voudig oes is of hoeveel ook al, dan kan jy daai goed verkoop, jy kan leef, maar dit dien as kos vir die mense. Regom, of jy nou weet plant en of jy pampoene plant en of jy wat ook al plant. Maar ek meen, ons almal wat hier so sit, eet kos, want dan was dit vrug op 'n plaas gewees. Maar hoe wil ons die mensdom wat verlore is bereik, as ons nie vir hulle kan vrug gee? En dit is so simpel soos dit. So jy kan nie iemand na die Here toe lei, maar daar's geen kos, geen vrug in jou om vir daai persoon te gee. Jy moet iets hê. God moet in jou wees, sodat jy hom kan aan hulle voorstel. So eenvoudig soos dit. Okay, vers 12 sê, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring in sy skuur saambring, maar die kaf sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. God ken ons harte. Ons kan hom nie met 'n uiterlike godsdiens bedrieg nie. Dit sê nie dat God nie belangstel in ons goeie dade nie, maar ons motivering moet reg wees. Jesus plaas hierdie saligspreking direk na die een wat sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Dit dui daarop dat ons motiewe om goed aan ander te doen, altyd vanuit die regte verhouding met hom moet kom. Martin Lloyd sê, a Christian is something before he does something. Ok, so dis nog na die Engelse spreekwoord wat mooi is. Baie mense leef op die oog af 'n uiterlike goeie lewe, maar hulle harte is ver van God af. Die eerste 10 saligsprekinge handel oor die innerlike beginsels. En ons het dit nou gedoen toe ons begin het. Jy moet bewus word van jou geestelike bankrotskap voor God en dat jy so ver verlore is dat jy as mens niks kan doen om jouself te red. Dan moet jy begin ween oor die verlore toestand van sonde en God om genade smeek. Hierna moet jy alle hoogmoed prysgee en al jou krag en jou eie wil aan God se wil onderwerp. Dan moet die fokus van jou lewe ingestel word om daagliks God se geregtigheid te soek. So ons eerste ambisie moet wees om God se karakter te bekom, honger en dors vir sy geregtigheid. En dan eers sal jou lewe gereed wees om barmhartigheid aan ander te bewys, omdat jy nou vir die eerste keer die geestelike bankrotskap by ander mense begin sien. Baie belangrik, en dit is nogal kwaai. As jy na mense kyk, dan
kyk jy nie meer na mense in die sin van, jou skelm, of jou is so, of daar is so. Al is daar nou wat ook al, nou kyk jy na die persoon en sê, nee wat, jy het nog nie Here ontmoet. Nee wat, jy reageer so, eintlik moet jy nog kom is. Ja, dis asof jy begin jammer kry. Precies. Ja, jy kry iemand wat jy eintlik in die verlede voorstel kwaad geword het. Nee, na daai persoon se optree, begin jy jammer voel, sê maar, daar's 'n rede om jy. Ja, precies. En nou, omdat jy deur daai selfe proses gegaan het, kan jy op dit insien. En nou kan jy met barmhartigheid. Want jy sien nie meer die mens as, hoe kan ek sê, die probleem. Jy sien eintlik daai mens is ongeestelik ontvang. Maar hulle het nog net nie die antwoord gevind. Of hulle het dit nog nie besef nie. So, dit verander bietjie hoe jy mense sien. Right. Die eerste 4 saligsprekings handel oor die innerlike toestand van die hart, terwyl die volgende 4 saligsprekings 'n uitvloeisel is van 'n veranderde hart. So hierdie is die eerste een van die hele 4 en dadelik sien jy dat daar's 'n ander beklemtoning in hierdie saligspreking. Jy kan duidelik agterkom iets het in jou verander om die volgende ene te kan doen. Want vir jou uit te reik met barmhartigheid beteken dit jou hart moet saak wees. As jy verhard is, dan voel jy veer van mense. Hoekom gaan jy uitreik na? Hoekom gaan jy iets voel vir enigiemand as jy self verhard is? Alright. Eers nadat ons eie geestelike bankrotskap voor God ontdek het en ons God se genade en barmhartigheid sonder verdienste ontvang, sal ons geestelik op die plek wees waar ons met genade na ander mense kan uitreik, omdat ons nou vir die eerste keer ook 'n geestelike bankrotskap teenoor God kan sien. En eers as ons begin treur oor ons eie verlore toestand en ons eie harte skoon gewas het met ons trane van verootmoediging, dan sal dit kan oorgaan na 'n strewe na 'n rein hart. En weet jy wat, as jy nou op die Here kom, dan kan jy ook begin weet vir die verlore toestand van ander. Want as jy dan bid vir iemand, vir jou vyand, dan bid jy nie vanuit Here slaan hom dood, die swermwit, hy moet van die aardbol af en dan weet wat Here red sy siel. Here, laat hom ook sy verlore toestand besef. So dan kan jy begin weet ook, nie net vir jou eie hart, maar ook vir 'n verlore gaande wêreld, vir mense wat verlore gaan, vir jou familie wat verlore gaan wat die Here nie ken. En eers wanneer ons sagmoedige hart ontwikkel het en ons wil onder God se beheer geplaas het, sal ons kan optree as 'n ware vredemaker, omdat sagmoedigheid altyd tuis is waar vrede is. En alleen wanneer ons honger en dors na God se geregtigheid en ons hele bestaan rondom God wentel, sal ons bereid wees om vervolging te verdra. Dit bring ons by die betekenis van hierdie saligspreking. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid, of dan nou genade, aan 'n woord vir barmhartigheidsgenade, verwys word. Met die eerste oogopslag lyk dit asof Jesus hier sê, as jy goed doen aan mense, sal mense ook aan jou goed doen. As dit die geval is die motief van hierdie saligspreking om goed te doen aan ander mense, sodat hulle weer goed aan ons kan doen. Maar dit is nie wat Jesus hier bedoel nie.
dit is baie meer as dit. As Jesus sê, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, bedoel hy, as jy barmhartigheid of genade aan ander mense bewys vanuit geregtigheid voor God, sal God en nie 'n mens aan jou genade bewys. Alright. So, verander bietjie die dinamika. Want dit gaan oor wie wat. Ons is baie keer in die moeilikheid as ons Here help my. Ek draai dit die prentjie net om. Wonder ek as die Here vir ons sê, maar wie wat het jy vir Jan gehelp nou die dag? Of het Jan 'n pad gekry? Het jy vir Sunny gehelp? Toe 'n kar gebreek het, het sy met 'n papie langs die pad gestaan. Maar jy wil ek met jou help? Dis die vraag. Gaan nie oor 'n motief om deur mense gesien te word. Dit gaan oor as jy spontaan genade of barmhartigheid bewys. En dit is nie net oor fisiese goed. Dit gaan nie oor 'n tye of 'n 5 rand. Wat van toe Koos jou gevloek het? Het jy hom teruggevloek? Of het jy hom vergewe? Genade bewys. Dis barmhartigheid nog meer oor praat. Alright. So, dan sal God aan jou genade bewys. Om net aan mense goed te doen, sonder om God daarby betrokke te maak, sal nie noodwendig verseker dat ander mense weer aan jou goed sal doen nie, omdat die gevalle natuur van die mens gerig is om te ontvang en nie om te gee. So, ek wil dit sommer nou vir julle hierso sê, moet nooit, as jy enige mens help of genade bewys, iets terugverwag. Want sodra jy dit doen, dan verwag jy daai ou moet weer aan jou genade bewys. Die Afrikaanse woord dink is 'n guns vir 'n guns. God werk om guns te bewys. God sê, as jy guns bewys, as jy genade bewys, ongeag, sonder om iets terug te verwag, sonder om niks, dan gaan hy aan jou genade bewys. Hy gaan. Jy hoef nie te verwag van 'n mens. So as jy die baas se kantoor uitstop, dink jy vir God kry. Aan die werk. Jy verstaan? Mense doen dit. Mense dink as hulle goed doen, dan is dit amper asof daar so 'n kredietboekie is, jy skuld my. Nou dit. Brownie points so. Net so. So jy beskoot maar allerhande goeie goedjies doen en dink sy gaan ek vir jou mooi goedjies doen. As jy dit doen. As jy dit doen. Jy moet dit uit regte liefde uit hoor. Nee, wat ons so skoon maak. Ja, ek sal hierdie saalspreking of die trouwe van hom moet lees. Ons sê, Herman het die ding dan onder die knie hoor. Dan wacht niks terug. Dit is net wat ons stop lê. Ja, jy sal moet leer. Jy moet hom bietjie herinner hoor. Ek sal. Maar jy moet daar ook herinner, nee, want dit help ook nie. Sy vertroetel jou pappa en alle goedjies en verwag hy gaan mooi met haar werk. Ek dink is veilig om stop te bly. Heeltemal reg. Wat sê jy so mooi? Heeltemal reg. Moet jy dan so 'n bietjie in die spotlight sit. Bietjie hoor. Ja, kom jy in die spotlight op julle gesit. Jy werk, jy praat, jy's nou verander in die toekomende land. Nee, so. Maar hierdie saligspreking geld vir daai komende tyd. Ja. En dit is belangrik. Ek weet ek moet hulle dan net so 'n bietjie hulle aandag trek en dan raak hulle heeltemal in slaap. Maar dit geld vir elke aspek van ons lewe. Ja, ek bring vir jou vir 'n chocolate stoel. Maar ek gee weer so. Alright. Nee, dis ook.
Jy doen dit omdat jy dit wil doen. Net so. Of omdat jy, een behoefte om dit te doen. En dis wat ek sê, as jy dit doen, dan is niks fout daarmee. Die fout kom sodra jy iets terug verwag. Want dan is die motief anders. As jy iets doen en jy sê, hoe sê die Engels, you are indebted to. Met ander woorde, jy skuld man. Een dag, dan gaan ek vir jou weer kom klop en dan gaan ek daai skuld opwys. Dis nie ook dink op 'n kol sê jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen. Met ander woorde, as jy goed doen aan iets, as jy genade bewys, dan is dit verby. Dit kom nie in faal oor 20 geval nie. Of waar ook al jou leer is. Jy doen dit, dis oor en uit, dis verby. Asof jy dit nooit gedoen het. Maar dan weet die Here het gedoen. En die Here sal jou vergeld. Die Here sal jou vergeld. Op sy manier ook. Nie hoe jy dink hy doen, want dit is ook 'n bietjie 'n lang persepsie. Ek weet, jare terug toe hoor ek iemand wat saai en maai preek gegee het of iets van die aard. Ek was nog 'n jong seun toe vertel my pa. Toe sê die ou weer die Here gaan hom 'n Mercedes gee. En hy gee al sy goed weg vir die kerk en alles in die wag vir sy Mercedes. Hy het nie sy Mercedes gekry. Die Here bel nie vir Mercedes of BMW of Toyota en sit hom stil. Maar hy kan vir jou 'n Mercedes of Toyota gee as jy hom nodig het. En hy wil. Maar dan is dit nie omdat jy hom georder het. Hy kan vir jou volop. Hy kan vir jou enige ding. Ja. Nie wil wendig vir Mercedes of kan voel. Hy kan vir jou ryding gee. Maar daai ou het gedink, as ek dit vir die Here doen, gaan ek dat ontvang. Hoe kom dit nie? Maar is dit nie ook waarop hierdie mense nou soos daai Joel Osteen en daai Joyce Meyer, daai tipe van voorspoedsteologie waarop hulle preek en wat hulle sê, jy moet hulle noem dit daai prosperity preach. Ja, daai Dis 'n gevaarlike ding want dit doen eintlik skade aan die koninkryk want die Here wil hê ons moet voorspoed hê. Ek meen ek het dit al verkeerd vir julle gelees. Hy wil hê jy moet 'n voorspoedige en 'n gelukkige lewe lei. Maar nie op daai prosperity goed nie. En die prosperity goed sê gee R10, jy kry R100. Gee R100, dan kry jy R1000 of R10.000 of wat ook al. Ja, of klein die Here dit in jou lewe is reg. Ja, of ek gaan dit kry. Ja, ek bly bid daarvoor en bly die Here vir my seën met dit. En soos ek sê, wat ek net sien is, kom nie regte stand voor. Doen die dinge wat hy wil hê op sy manier. Bewys genade, bewys barmhartigheid. Dit gaan met jou goed gaan. Jy gaan nie weet waar nie. Dit gaan nie op jou terme sy voorwaardes wees. Maar die Here gaan vir jou sorg. En ek dink ons het dit al gedoen, ons het al Matteus 6:33. En dit is die belangrikste beginsel. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge, al jou menslike behoeftes gaan voorsien word. Dink hy kom nog, want ek weet ons is nog net by Matteus 5. So die groot ding is, as jy God het beginsels, verseker, as jy sy beginsels ag en nakom, dan gaan dit vir jou werk. Maar jy moet ook verstaan, gaan oor die motief. As jou motief is, dat dit is soos 'n geldmaak skema hierdie, of jy wil Here se genade so benader, dan maak jy fout. Here het beginsels, hier is een van sy beginsels. Bewys van barmhartigheid, bewys genade, en dit sal aan jou bewys word. Klaar. En ook sonder 'n motief.
Die klem vir die vervulling van die tweede gedeelte van die saligspreking moet altyd God wees. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal God barmhartigheid bewys. Die Hebreëse sinoniem vir die woord barmhartigheid of genade beteken letterlik om hulp te verleen aan die elendige en die ongelukkige of die miserabele mense te bevry. En ek wil amper sê, as ek die tweede ding lees, ons koppel dit baie maklik aan 'n fisiese ding. Maar wat as jy vir iemand die evangelie doen? Kan ek nie oor breek? Wat beteken miserabel? Miserabel. As jy sad is, as jy, wat ander sinoniem vir miserabel? Maar daai van ongelukkigheid. Miserable, ja. Ja, miserable is die Engels daarvan, so As jy jy is. daar so sit en jou gesig hang en jy Jy's moedeloos. mismoedig, Ja. moedeloos. Ja, jy's moedeloos en Die wêreld het jou verlaat. Verstaan. Alles het teen jou gedraai, dan is jy miserabel. Nog wel 'n ou woord, mense gebruik dit in. ja, dis nie sommer 'n woord wat jy Ja. So, ek dink dit as iemand in daai toestand is en jy bring hulle die evangelie, dan het jy genade vir daai persoon kom wys. God se genade, nie jou genade. Maar nee, dan vervul jy die saligspreking. Disippels maak. Val ook onder hierdie kategorie. So enigiets wat ons doen om 'n ander in nood te help, is barmhartigheid. As Jesus hier verwys na barmhartigheid, verwys dit nie na afgewaterde woorde van simpatie wat by praat bly en nooit na dade oorgaan. Dit is ook nie net 'n almoes wat ons gee om ons gewete te sis nie. Dit praat van 'n aksie om die lewenstoestand van iemand anders te verbeter. So, dis nogal 'n ander kant van die muntstuk ook. Barmhartigheid is nie om te sê ek dink aan dit. En eintlik kan jy iets aan 'n persoon se toestand of se gebeurtenis doen. Ag, die Here sal jou raak. Dus stap jy maar weg. Maar eintlik die Here jou gestuur. So, onthou maar net dit. In konteks van God se koninkryk beteken dit dat ons gewers moet word in plaas van ontvangers. Toe ons geestelik onkrop was, het God aan ons genade of barmhartigheid sonder verdienste bewys en daarom staan daar in Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Barmhartigheid is om iemand sonder kos raak te sien en om kos te gee. Barmhartigheid is om iemand wat na liefde smag raak te sien en hom of haar met liefde toe te gooi. Barmhartigheid is om iemand wat eensaam is raak te sien en hom met jou vriendskap te bedien. Barmhartigheid is om 'n verlore siel te sien en om 'n geleentheid te bied om gered te word met dieselfde genade as wat jy by God ontvang. Salig is die barmhartiges, want God sal aan hulle barmhartigheid bewys. Wanneer ons genade uitdeel, sal God ons weer met genade seën. Dis altyd so dat barmhartigheid en genade gepaard gaan met menslike leed en pyn. Jesus bevestig dit met sy gelykenis oor die barmhartige Samaritaan. Gaan iemand vir ons daai Lukas 10:25 tot 37 lees asseblief. Hier wat net
gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom: Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wil homself regverdig en sê vir Jesus: En wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pad gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir ons, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord: Hy wat die barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. Okay. So, dit is nogal kwaai. Ons kry nou die gelykenis. Maar die Here vertel aan ons in die gelykenis na aanleiding van hierdie ou wat self verdig en voorgekom. Vra Here, wat moet ons doen? En hy sê, okay, wat is die gebod? Die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, verstand en jou naaste soos jouself. Nou ek meen, dit is ons maklik, nee, daai boksie word getik. Maar omdat die Here daai ou se hart geken, toe kom daai ou en hy wil slim wees, hy sê, wie is jou naaste? Want dit is mos maklik. Dit is maklik om in jou familie of van jou gesin goed te doen. Nou vertel hy hierdie verhaal, ons hierdie 4 karakters kry. Hierso is 'n man, iemand ken nie, en hy het 'n behoefte, hy word oorrompel deur die rowers. Maar hier kom 2 mense wat eintlik die wet moet ken. Eerstens is 'n priester, wat eintlik daai wet lees. En die tweede is die Lewiet, wat die priesterlike, wat die tempelbediening gedoen het. Stam van Levi. En hulle albei gaan die man verby. Dan hoor hulle bewys hom nie barmhartigheid. En hierso kom die Samaritaan, wat eintlik niks met hom behoort te doen te hê. Want ek meen, hulle like mekaar nie eens nie. Die Israeliete en die Samaritane het nie oorvaardig mekaar. Maar hy help hom. En dan maak hy die konnektasie en hy vra vir daai ou, wie is die naaste? En dan sê hy, die naaste is die ou wat barmhartigheid is. So as jy jou naaste wil lief hê soos jouself, word dit direk gekoppel aan barmhartigheid. Die ou wat die naaste aan jou is, wat 'n behoefte het aan hom om barmhartigheid te bewys. So eenvoudig soos dit. Alright, so kom ons kyk. Die verhaal is daar 4 karakters. Die man wat onder die rowers gelei het, geslaan is en half dood daar lê, dan kom die priester, die Lewiet en die Samaritaan. In Jesus se verhaal sien ons dat beide die persone
van wie ons sou verwag het dat hulle hulp sou verleen, geen poging aangewend het om barmhartigheid te bewys nie. Terwyl die laaste persoon met genade na die persoon met die behoefte uitreik. Jesus se woordkeuse is betekenisvol. Toe hy hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel. Hierdie man kyk om te sien, en die oomblik toe hy die behoefte by 'n ander mens sien, het hy betrokke geraak. Nogal interessant. En ek meen, ons sien dit eintlik in ons alledaagse lewens. Kom ons sê iemand het 'n behoefte of daar's 'n probleem. Of iemand het daar's gevoelens. Wat gebeur? Jy kyk hier aan die kant. En as hy daai kant is, kyk jy daai kant. En as hy daar is en daar is, dan kyk jy op of jy kyk af. Dis wat mense doen. Want wat het die priester en die leviet gedoen? Hulle het omgestaan, aan 'n pad gekyk. Want hulle weet, sodra hulle na die man kyk, gaan hulle sy behoefte sien. En hulle wil nie die behoefte help nie, soos beter om dit half mis te kyk, as ek dit sê, dan sis jy jou eie gewete. Maar hier kom die Samaritaan, en hy kyk na die man, en dadelik toe hy kyk, toe realiseer die behoefte. Maar, wat trigger dit in die Samaritaanse man? Hy het innig jammer vir hom gevoel. Hy het medelee met hom gehad. Sê, dit is presies wat hierdie saligspreking sê. Nou, het jy medelee met ander mense, met ongeredde mense, want jy weet hoe daai kant lyk, want jy was self daar. En nou kan jy optree in barmhartigheid. Kan jy kyk so as dit dan nie baie ver. Nee, ek sit nou en dink. Al die mense wat so by die ruim opstaan. Nee, Ja. ek bedoel, 'n mens, ek bedoel, jy staan daar, jy kry partykeer dan mense jammer. Nee, maar jy kan ook nie vir elkeen, by elke robot seker, ek bedoel, kan jy nie altyd gee nie, en ja, jy weet ook nie, het hy dit reg nodig, gaan hy dit, ek weet so, gaan hy die geld reg aanwend vir die 3/4 van die tyd wat goed so 'n klein skryf, jy kan nie sien wat is hy verduidelik sy hele situasie daar, maar jy het nie tyd om dit te lees nie, jy het nie tyd om dit te sien. Weet jy nie, hoe soveel ek het benader? Onthou wat ons hier gesê het. Jy moet God betrokke maak by daai keuses by jou lewens. En dan sal God in jou hart sê. Want hierdie ou het gekyk en hy het 'n behoefte gesien. So die Here gaan vir jou in jou hart sê, het hy persoon 'n behoefte? En wat is die behoefte? Want partykeer vra hy geld, maar partykeer is dit nie wat jy vir hom moet gee nie. Partykeer gaan die Here dalk gesê, weet jy wat, gaan trek na die parkering en roep my persoon, sê vir hom, kom hier. Hy gaan dink jy gaan vir hom geld gee, dan gee jy vir hom evangelie. Dan spreek jy sy regte behoefte aan. En nie sy fisiese behoefte vir geld en dwelms op drugs en wat ook al te koop. So dit is die ingesteldheid wat ons moet doen. Want partykeer, dit wat op die plakkaat staan is nie die behoefte. Hierdie barmhartige Samaritaan, daai het 'n fisiese behoefte gehad. Ek wil amper sê, kom ons veronderstel, jy het half bygeloop, en jy lê jy half dood, en jy sê vir hom, okay, hier is veel R100, hoor, gaan versorg jouself, hier is veel geld. Het jy barmhartigheid aan hom bewys? Glad nie. Daai ou moes hulp kry. Hy moes wonde verbind, hy moes gesond word. Daarom het
het hom opgetel en het hom herberg toe gevat, dat hulle hom kan versorg dat hy kan gesond en sterk word. Dit was die behoefte. So ons moet partykeer meer sensitief wees en dan kyk en dan as jy al die robot sien en nie net sê, okay, hy kort R5 of R100 of wat ook al hulle gee, partykeer kort hy vir Jesus. Ek het al baie keer, ek hou nie baie van shopping nie. So, as my vrou my die dorp kry, dan sê ek vir ek sal die kar oppas. Dan sit ek daar in die kar. Dan sit ek nou maar daar besig en ek sit of ek lê bietjie agteroor en ek bewonder hierdie dorpsgemoed. Nou is dit nie ry, tik 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 tik. En dan skrik jy net so as jy so kyk, dan kyk jy na die persoon se oë vas op die bord of hulle kom met jou praat. En nou dink ek, okay, laat ons net eers ontwaak dat ek sien hoe jy my kar speel of wie jy of waar jy, ek net fokus en soek jy die Here nou. Ek net my besigheid kom doen hier so en ek kom nie by die dorp nie, hier is die persoon nie. En ek meen, dan sê jy nou maar, right, dat ek nou maar hoor, ekskuus meneer, wat wil jy? Nee meneer, ek is honger. Ok, ek sien jy is honger. Kom ek gee vir jou kos, want ek sien wat se kos het jy nodig. Dan hoor ek. Ok, jy is nou honger, jy het 'n fisiese behoefte, dis fyn. Maar aangesien ek tyd het, want ek met my vrou gaan vir 'n halfuur lank in 'n winkel wees. So ek het jou vir 'n halfuur at least. So staan sommer net hier so dat gesels ons sommer so doen. En dan deel ek met daai persoon. En dan vertel ek vir hom wat sy honger dink ek het hy reg. En wie kan sy honger stil? En dan sê ek vir hom, weet jy wat? Kan hierdie broodjie eet? Is dit nou weer honger? En weet jy wat? Ek kan vir jou R5 of R100 gee. Maar jy gaan die volgende nou weer vra. En jy gaan dit aanhoudend doen. Want as jy nie tot op die besef kom, dat jy die Jesus nodig het. As jy tot die besef kom, dat jy die toestand van verlorendheid bly. En dan gewoonlik, as hulle nie van self weghardloop nie, dit het dan nie te veel gebeur nie, maar die mense wat sê, hulle wil niks van die Here hoor. Hy wil nie. Hy sal vir jou sê, dankie, maar ek het nie so nog steeds honger. Ja, so as hy dit maak tot op die einde, dan sê ek gewoonlik maar, ons moet kry vir jou kos, of ek bel vir maar net as ek kan pay en sê, wie wat hier is 'n man of 'n vrou hierso, weet nie, gaan daar by 'n plek heen, koop vir jou 'n bord kos of koop kos. Maar ek gaan nie vir jou R5 gee nie. Ek weet nie wat jy met R5 doen, jy het gesê mos jy sonder. Of as jy dors en sê, koop vir hom 2 liter, of om 5 liter, goed genoeg dan. Nie brandewyn, nie water, kook. Hoe kyk hom vir my? En jy nie vir hom, wat ek of ek jy moet vir water koop. Ek kyk dit vir jou, maar ek meen, jy drink mos nou nie goed nie. Nee. Nou ja. Nou skuld af glo ek vir jou, kyk, ek kyk nie met 'n rede vir jou, ek kyk hier na wat jy nou vir jou wil sê, of moet sê. Ja. Wat die mense is geneig om, so ek sê partykeer dink jy sê mense kan help, nee, maar soos ek sê, dit is partykeer net nie, dit is soos jy sê, jy moet vir die Here vra, die Here moet die mense vir jou stuur wat 'n behoefte het, jy weet, of hy moet in jou binneste vir jou kan nie, want baie keer wil mense amper net die R100 gee. En dan wat hy met dit maak is hy saak. En as dit jou hand verlaat het, jy mos te gee. As ek sê, partykeer het hy meer as R100 nodig. Meer as 'n brood en 'n kook en 'n melk nodig. Of wat ook al hulle wil hê, of wat jy vir hulle kan gee. Dit maak nie saak. Partykeer het hulle nodig om te hoor, daar's 'n God wat lief is vir hom. Partykeer het hulle nodig om te hoor, luister jy, dis nie die wêreld wat sleg is. Dit gaan oor die keuses wat jy maak. Want die keuses wat jy maak, bring jou partykeer in 'n posisie waar jy nie
wil wees nie. Maar ek het vir jou antwoord. Ek het vir jou die antwoord. Ongeag die posisie wat jy bekleed. Daar was Lazarus, en ons lees van hom in die Bybel. Hy was 'n bedelaar. Maar hy het Jesus geken. So dit is 'n dinamiese verskil. Hy het ook 'n fisiese tekort gehad, maar hy het die Here ontmoet. Presies. So, die Here gaan vir jou sê, as daai persoon net 'n fisiese tekort het, gaan jy hom aanspreek, en jy gaan hom help. Maar jy sal baie vinnig agterkom of daai persoon die geestelike tekort meer is as die fisiese tekort. Want dat is al wat ek baie keer doen, as so alles ons so begin, want onthou, mense is hoogsydig. Laat ek net hulle bietjie gesels. Vertel my van jouself. Vertel my hoekom jy. Ja, jy weet, dis my pa het dit gedoen, of my ma het dat gedoen, of my vrou het al my goed gevat. Hulle kom met die verskriklikste stories. Maar dan wys hy vir jou self. En ek meen hulle lieg ook. So jy moet die Here vra dat jy deur die hele storieetjie kan kyk. Want al wat jy sien, daar's 'n verlore toestand. 'n Toestand van verlore kind. Want onthou net, daai persoon, die enigste verskil is, en ons het dit nou hier gelees, wanneer jy jou geestelike bankrotskap besef, dan sê jy Here help. Hierdie persoon besef, hy sit met 'n fisiese bankrotskap, maar hy besef nie hy is geestelik bankrot. So as hy net dit kan besef, dan is ons al een stap hierna. En baie van die mense is daar by choice. Hulle wil nie werk nie, hulle wil nie 'n beter lewe hê, hulle kies dit. Dan is dit maar so. Ja, dat is, want partykeer, met my nou verkeerd verstaan, maar partykeer voel dit, ek het ook vir hierdie gesê, partykeer voel dit vir my asof ek daai mense aantrek, of ek soek sulke mense aan, ek weet nie. Dit is 'n magneet. Ja, of ek weet nie. Dit is asof hulle my, asof, verstaan jy wat ek bedoel? En dis wat ek net altyd sê, Daar wil jy net in hulle behoeftes aanspreek. ja, maar ek het dieselfde ding gesit en dink, jy weet, so ons dan. Dalk moet hy net daai toets skryf en slaap. Dalk moet hy nie daar toe gaan nie, kyk links en regs en maar ons die priester, kyk aan die kant en gaan. Praat baie keer met mense in die winkel, ek bedoel soos as 'n mens. Kyk, as kan nie nou lekker begin gesels, soos wat kan nie nou kan, hè. Ek dink daai ou gaan, soos hierdie Bybelstorie, daai ou gaan of die Here aanneem, as hy vir hom sê, broer, ek het nou net begin, as ek nou 3 ure gaan slaap, dan is ek nou opgewarm. So, dan gaan hy net sê, ek sal die Here dien, dat jy nou nie, sal tyd. Niks verder te sê nie. Ja, sy, daar het Ek is verkeerd, ek is verkeerd. Daar is die antwoord. Ons maak nie die laaste plaas, hy klaar. Alright. Nee, ek weet nie eens presies waar ons eindig nie. Toe hy hom sien net, hy is ek jammer. Ek voel hierdie man Dat sy veer. ja, ons is bo. Hy sympatiseer nie net met woorde nie, maar Jesus sê, hy het innig jammer gevoel vir die persoon wat verontreg is. En dan tree hy handelend op deur na die persoon te gaan, sy tyd op te offer en sy eie belange ter syde te stel, sy wonde te verbind, 'n offer te bring deur 'n belegging in sy lewe te maak, met ander woorde, hy gee olie en wyn, sy paddier op te offer en self te loop, langtermyn hulp te verleen, totdat die persoon ten volle herstel het. Dit is opvallend, dat hy al hierdie dinge vir 'n vreemde persoon doen, van wie hy die agtergrond nie ken nie. Hy doen alles uit liefde
en verleenbarmhartigheid sonder om iets van die persoon of iemand anders terug te verwag. Jesus sê dat ons gelukkig sal wees as ons genade aan ander bewys, omdat hy ook aan ons genade gee in alles waarin ons 'n behoefte